Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se lewenswetenskappe les. My naam is Lizaan de Tooy en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. In vandag se les gaan ons al die onderwerpe na kyk wat in vraestel 1 geëksamineer word. Ons lesuitkomste is dus as volg. Eerstens gaan ons vinnig loer na menslike reaksie op die omgewing. Ons gaan ook kyk na menslike voortplanting. Ons gaan dan na die endokriene stelsel sowel as planthormone kyk, albei daai is reaksie op die omgewing. En dan laastens gaan ons kyk na voortplanting in vertebrate. Hierdie laaste twee onderwerpe tel die minste, so ons gaan hulle laaste behandel. Eerstens gaan ons na menslike reaksie op die omgewing toe. Nou dis hier waar jy moet onthou, hierdie sluit in ons oog, ons oor, ons reuksintuie ensovoorts. Kom ons begin by die belangrikste natuurlik en dit is die brein. Kom ons kyk na wat die eksamenriglyn sê. Eerstens gaan ons dan nou kyk na die brein. Jy moet dan die volgende strukture van die brein, sowel as waar hulle voorkom en wat hulle doen, ken. Nommer 1, die cerebrum, die groot brein, en dan tweedens die cerebellum of die klein brein. Ons kyk dan ook na die medulla oblongata, die hypothalamus en die corpus callosum. Dan gaan ons kyk na die rugmerg, sy struktuur en sy funksie, en dan gaan ons ook 'n refleksaksie beskryf. Dis dan hier waar ons gaan onderskei tussen 'n refleksaksie en 'n refleksboog. Daarna gaan ons loer na die neurone wat in die senuweestelsel aangetref word. Jy moet onthou dat neurone is gespesialiseerde selle wat die brein en die rugmerg verbind met al die ander dele van die liggaam. Ons gaan kyk na die 3 tipes, sowel as hulle funksies. Dan beweeg ons aan na die menslike oog toe. Volgens eksamenriglyne moet jy die struktuur en funksies van alle dele van die oog ken. Ons gaan dan kyk na belangrike meganismes of prosesse wat in die oog plaasvind. Akkommodasie, die eerste een, wat jou help om ver en naby te kan sien, en dan die pupilmeganisme, wat jou help om in dowwe of in helder lig te kan sien. Dan gaan ons kyk na die visuele defekte wat voorkom. Dan beweeg ons aan na die menslike oor toe. Weerens soos met die oog moet jy die struktuur en die funksionering van die oor ken, asook die byskrifte kan benoem. Dan kyk ons na die proses van gehoor en balans, wat ek weet ons leerders soms mee sukkel, en dan ook gehoordefekte. Hierdie eenheid tel 54 punte. Spandeer dus eerstens jou tyd hier aan. Nou begin ons met die menslike senuweestelsel. Nou onthou dat die senuweestelsel bestaan uit 2 dele. So as ons kyk na die sentrale senuweestelsel, en dan het ons die perifere senuweestelsel. Nou, die sentrale senuweestelsel bestaan dan uit jou brein, en natuurlik jou rugmerg. Onthou dat hierdie die hoofkoördineerder van jou liggaam is. Dis hier waar al die besluite geneem word. Dis die beheerkamer of die control center. As ons dan kyk na die perifere senuweestelsel, is dit die volgende. Hier het ons dan die somatiese senuweestelsel en die autonome senuweestelsel. Somaties verwys na die willekeurige bewegings wat jou spiere en jou liggaam maak. Ons is hier meer geïnteresseerd in die autonome stelsel. Vir die autonome stelsel gaan ons dan kyk na die simpaties sowel as die parasimpatiese stelsel. Eerstens begin ons met die sentrale senuweestelsel en die brein. Onthou dat jy so 'n diagram moet kan benoem en dele kan uitken sowel as die funksies daarvan gee. Kom ons kyk wat het ons hier. Ons begin dan eerstens met ons cerebrum. Onthou jou groot brein of jou cerebrum beheer alle willekeurige aksies van jou liggaam. Dit is ook jou sentrum vir hoër denke en jou geheue en al jou sensasies kom hier tot gewaarwording. Dan beweeg ons aan na die corpus callosum. Onthou dat dit is die struktuur wat die 2 hemisfere van die brein met mekaar verbind. Hierdie maak ook kommunikasie tussen die linker en die regterkant van die brein moontlik. Dan het ons die hypothalamus. Onthou dat die hypothalamus ook 'n groot rol speel in ons endokriene stelsel. So hier kyk ons na dat dit 'n beheersentrum is wat honger, dors, emosies en goedjies soos termoregulering beheer. Ons volgende is dan die cerebellum. Ons weet dat hierdie die onwillekeurige aksies is wat in die liggaam plaasvind.
So hier het ons aksies soos balans, dit beheer willekeurige spierbewegings, met ander woorde die koördinasie van hierdie bewegings. Dan het ons die pituitêre klier. Ons weet dat dit baie belangrik is in ons normale hormoonfunksionering. So hierdie klier sekreteer belangrike hormone, byvoorbeeld FSH wat ons weet 'n rol speel in ons menstruele siklus. Dan beweeg ons af na ons medulla oblongata toe. Onthou dat ons medulla oblongata baie van ons lewensnoodsaaklike funksies beheer en reguleer. Onder andere ons asemhaling, ons hartklop en dit gelei impulse vanaf ons rugmerg na ons brein. Nou kom ons kyk na wat se 3 tipes neurone ons kry in die senuweestelsel. So eerstens het ons 'n motoriese neuron. Hierdie ouetjie is maklik om uit te ken, omdat die selliggaam op die punt van die sel voorkom. Dan gevolg deur die akson en hy eindig met die eindpunte van die akson. Die tweede tipe wat ons dan kry, noem ons die sensoriese neuron. Die sensoriese neuron se selliggaam is in die middel van die sel geleë. En onthou asseblief dat hierdie twee is baie belangrik om te kan teken, omdat dit baie keer gevra word. In die onlangse rekordeksamen moes die leerders 'n sensoriese neuron teken. Dis 'n maklike 5 punte vir jou om te kan wen. Dui ook altyd die rigting van jou impuls aan, wanneer jy hierdie sketse maak. Ons derde tipe neuron is dan die interneuron, en jy weet dat die interneuron as verbinding dien tussen 'n sensoriese en 'n motoriese neuron. Nou kom ons loer vinnig na as ons kyk na ons refleksaksie en ons refleksboog. Onthou asseblief dat daar 'n verskil is in hierdie twee terme en dat dit belangrik is vir jou om te kan onderskei. 'n Refleksaksie is 'n vinnige, outomatiese reaksie op 'n stimulus. Dis die definisie. 'n Voorbeeld hiervan is 'n knieruk, nies, veral nou in die allergie seisoen, wanneer al die styfmeel in ons neuse kom sit, of as jy allergies is vir katte en honde, daai nies, of om vinnig weg te beweeg van iets af, wanneer dit jou kan seermaak. Daai is 'n refleksaksie. Dan kry ons die refleksboog, soos wat jy in die diagram kan sien. So die refleksboog is die pad waarlangs 'n impuls gelei word, of waarlangs hy beweeg, om 'n reaksie op 'n stimulus teweeg te bring. Nou die refleksaksie word baie in eksamens gevra om te verduidelik, benoem die dele, benoem die neuron, of beskryf die roete wat die impuls volg. So maak seker dat jy aandag aan hierdie spandeer. Onthou, hoekom is 'n refleksaksie belangrik? Hoekom moet my liggaam outomaties optree wanneer iets gebeur sonder dat ek daaraan hoef te dink? Want onthou, die refleksaksie word deur jou rugmerg beheer. Nou, dit is eerstens belangrik want dit laat toe vir 'n vinnige reaksie, so sonder dat jy daaraan hoef te dink. Nommer 2, om skade aan jou liggaam te verhoed. Goed, nou beweeg ons aan na die oog. Vir die interne struktuur van die oog gaan ons nou kyk na die verskillende dele, sowel as hulle funksies. Ons begin dan met die eerste een, die kornea. Nou die kornea is aan die voorkant van die oog, en onthou dat dit die deurskynende gedeelte voor die oog is. Hy is ook bietjie meer uitgebeeld of meer konveks as die res van die oogbal. Hy is deurskynend sodat lig deur hom kan vloei, en dit veroorsaak ook ligbreking, sodat daar 'n perfekte beeld op jou retina gevorm word. Die tweede een is dan die sklera. Onthou dat die sklera en die kornea aaneenlopend met mekaar is. Met ander woorde, daar is nie 'n breuk in hierdie laag nie. Alhoewel die sklera wit, taai en onelasties is, dit gemaak uit bindweefsel uit. Dit beskerm natuurlik die interne strukture van jou oog. En dan help dit ook om die vorm van jou oog te behou. Aan die voorkant van die kornea het ons dan 'n dun membraan wat as beskerming dien, maar net om vreemde partikels uit jou oog uit te hou, om dit antisepties te hou, en daai membraan staan bekend as jou konjunktiva. Jy hoef nie die funksie van daai struktuur te ken nie, maar dit is belangrik dat jy hom kan identifiseer. Dan gaan ons kyk na die struktuur aan die onderkant van die lens. Hierdie deel staan bekend as jou ciliaar liggaam. Nou jou ciliaar liggaam bevat jou ciliaar spier,
en hierdie is belangrik in prosesse van akkommodasie. Die ciliaarspier kan saamtrek of ontspan om jou lensvorm te verander wanneer jy na 'n ver of 'n naby voorwerp kyk. Aan die binnekant van die oog dan, hierdie hele gedeelte, bestaan dan uit glasvog uit. So glasvog is 'n jelly-agtige stof agter die lens van jou oog. Dit help saam met die sclera om die vorm van jou oog te behou en dit speel ook 'n rol in ligbreking. Ons volgende struktuur is dan jou choroïd. Nou jou choroïd, verskoon ek sien hierdie lyntjie is bietjie kort. Hierdie swart struktuur net onder die sclera staan bekend as jou choroïdlaag. Jou choroïdlaag is donker en hy bevat baie bloedvate en pigmente. Nou die bloedvate is om suurstof te voorsien vir prosesse soos selrespirasie en dan die pigmente wat hom so donker maak, wat hom swart maak, is om lig te absorbeer sodat nie in jou oog weerkaats nie. Dan kyk ons net onder hom die belangrike struktuur in jou oog, genaamd die retina. Nou onthou dat die retina is die heel binneste laag van die 3 en hy bevat die fotoreseptore. Dit is waar sig tot gewaarwording kom. Nou het jy 2 tipes fotoreseptore. Die eerste is jy het stafies. So stafies reageer op lae ligintensiteit. Hier moet jy dink aan skemertyd of wanneer jy in die donker buite loop, is dit hierdie reseptore wat jou help om nagvisie of perifere aksies waar te neem. Met ander woorde, uit jou direkte siglyn. Dan die tweede fotoreseptor wat ons kry daar, is keeltjies. En die keeltjies is verantwoordelik vir ons duidelike kleurvisie. So hulle reageer op helder, skerp lig en hulle verskaf duidelike kleurvisie op die retina. Nou op ons retina het ons struktuur genaamd die geelvlek. Nou die geelvlek is hier geleë en daardie gedeelte is die area wat die meeste keeltjies of die meeste fotoreseptore bevat. So dit is jou area van jou duidelikste visie. Dan ons volgende struktuur in die oog, kan jy raai wat daai is? Dit is natuurlik die lens van die oog. Nou onthou dat die lens is elasties en hy is biconvex. En hy is agter jou pupil. Hy is deurskynend want hy moet lig deurlaat om op jou retina te fokus en dan kan hy van vorm verander om met naby en ver visie te help. Net onder jou retina, waar jou senuwees jou oog verlaat, kry ons 'n area wat genaamd is die blinde vlek. Nou onthou dat hierdie area bevat geen fotoreseptore nie. Hierdie gedeelte. So as die beeld of die lig op daardie area van jou oog val, gaan geen beeld gevorm word nie. Met ander woorde, jy gaan niks kan sien nie. Okay. Dit is die area waar bloedvate en dan die optiese senuwee jou oog binnendring. Dan voor die lens het ons watervog. Dit is hierdie hele gedeelte aan die voorkant van die pupil. Nou die watervog is 'n waterige vloeistof wat in die ruimte tussen die kornea en die lens voorkom. En dit help om die vorm van die kornea te behou. Onthou asseblief die verskil dat die watervog is wateragtig en die glasvog wat hier voorkom is jelly-agtig. Dan het ons daai pink struktuurtjie tussen die ciliaarliggaam en die lens. Hierdie belangrike ouetjie noem ons suspensoriese ligamente en hulle werk is om die lens in posisie te hou tydens akkommodasie. In die middel het ons dan die struktuur wat genaamd is die iris. Nou hierdie is die gepigmenteerde spierstruktuur wat in die ruimte tussen jou kornea en jou lens aangetref word. Dit is dan nou in ander woorde die kleur van jou oog. Hy behou die vorm van die kornea. Die volgende gehoordefek waarna ons gaan kyk is dan gehoorverlies wat uit 'n verskeidenheid oorsake kan kom. So, eerstens kan dit wees as gevolg van oorwas wat hard word, as gevolg van dat dit opbou in jou oorkanaal. Dit kan keer laat die tympanumvlies vibreer. Dan ook 'n geskeurde tympanum. Iets wat dan baie algemeen is in ouer pasiënte is dan beskadigde ossicles
word die ligamente verhard of waar die beentjies net nie meer so effektief vibreer nie. Dan kry ons ook 'n beskadigde cochlea, met ander woorde die orgaan van Corti is beskadig en kan nie die reseptore regtig meer so effektief in impulse omskakel nie. En dan 'n beskadigde gehoorsenuwee, so al skakel dit in 'n impuls om, kan dit nie na die brein vervoer word nie. En dan die laaste ding is natuurlik breinskade. Behandeling hiervoor is dan so maklik soos gehoorapparate en dan so ingewikkeld soos cochlea-implantings. Weereens soos met die oog, kan hierdie tipe defekte verwag word in gevalle studies of net kort antwoordjies. Kom ons kyk na 'n paar eksamenvoorbeelde. So ons eerste voorbeeld hier kan jy sien, die diagram verteenwoordig 'n deel van die sentrale senuweestelsel van die mens. Ek sê altyd vir julle, eerstens gaan kyk na al jou byskrifte en benoem hulle so ver as wat jy kan. So ons weet dat hierdie die brein is, dit moet jy kan identifiseer. En dan kom ons kyk of kan ons die dele so lank benoem, voor ons na die vraag gaan kyk. So eerstens hierdie gedeelte, sou ek sê is die cerebrum. Verskoon my skrif daar. Dan D, onthou D verwys na hierdie gedeelte, en ons het daai vroeër mos geïdentifiseer as die corpus callosum. Goed, onthou die deel wat die twee hemisfere verbind. Dan het ons C en D, wat die medulla oblongata, C, ek gaan so maak, MO, medulla oblongata, en B, die rugmerg is. Die cerebellum of die kleinbrein is vir ons aangedui. Kom ons gaan kyk dan nou na die vraag. So, die vraag is as volg. Identifiseer dan nou deel C en deel D. 2.4.2 vraag, gee die letter van die deel wat impulse vanaf sintuigorgane ontvang en interpreteer. So jou sintuie, hierdie is nou waar jy moet onthou waar jy geleer het watter dele van die brein doen watter funksie. En onthou dat hulle slegs vir die letter vra. En dan by 2.4.3 vra hulle, bespreek die ligging van die cerebellum. Met ander woorde, waar word dit aangetref? Ek gee jou 10 minute. Kom ons kyk hoe het jy gevaar. So, identifiseer die dele. By C het ons dit geïdentifiseer as die medulla oblongata. Pragtige skrif van my. En dan deel D het ons geïdentifiseer as die corpus callosum. Dan het vraag 2 gevra die letter van die deel wat jou sintuie interpreteer. Hier hoop ek dat jy gesê het die cerebrum wat dan A is. Onthou weer eens, jy is slegs hier gevra vir die letter. Vraag 3 dan gevra die ligging of waar kry ons die cerebellum? So kom ons hoor. As jy gesê het agter en onder die cerebrum, kry jy daai 2 punte. Hier is 'n goeie voorbeeld van iets wat baie in vraestel 1 gebeur, waar jy 'n 2 of niks punt toekenning het. Dan vir vraag 2.4.4 is nou waar die botsing tussen hierdie twee spelers plaasgevind het, en vraag A het gevra ten spyte van hierdie botsing, hoekom kan hierdie persoon nog steeds duidelik sien? So die antwoord hier is dan, die cerebrum wat sensasies van sintuigorgane ontvang en interpreteer, is nie beseer nie. So jy sê eers, die cerebrum ontvang en interpreteer hierdie sensasies en hy is nie beseer nie. Jy kan sê deel A ook. Dan vra hulle, is dit moontlik dat die besering die cerebellum dalk aangetas het? En onthou dat die cerebellum die klein brein is, wat onder die cerebrum geleë is, en onthou dan, wat het ons nou weer gesê is sy funksies? Kan jy onthou? Spierkoördinasie en spiertonus, dan is jy korrek. So kom ons sê, die leerder ervaar soms probleme om te balanseer wanneer hy skop, as gevolg van geen koördinasie van hierdie willekeurige bewegings deur die cerebellum nie, of as gevolg van verminderde spiertonus.
Sien jy hoekom dit belangrik is vir jou om die funksies te ken, sodat jy dit in so 'n situasie kan toepas? Onthou, alhoewel hierdie hoër orde vrae is, as jy die funksies ken, sal jy dit kan beantwoord. Kom ons kyk dan na die volgende voorbeeld, vraag 2.5. Dit sê die diagram hieronder toon 'n deel, van die menslike oor. Nou weer eens, kom ons gaan benoem gegaan en kyk wat ons hier sien. So by A het ons halfsirkelvormige kanale, strukture. B, ons slakke huisie, is dan natuurlik die cochlea. Okay. C verwys na hierdie struktuur van die oor, en dit staan natuurlik bekend as die ovaalvenster. Dan D, kan jy sien dat hy hier uit 'n sentrale kamer uitbeweeg na die onderkant toe, en hierdie kan dan slegs die Eustachius buis wees. Goed, E is dan net onder die ovaalvenster en jy kan sien dat hy meer geronde vorm het. So dit staan dan bekend as die ronde venster. En dan F, die laaste ene, is hier aan die begin, reg na hom begin ons ossicles, so dan kan ons seker maar met sekerheid sê dat daai die tympanum is. Nou dat jy al jou dele geïdentifiseer het, kom ons kyk nou na die vraag. Goed, so die vraag is as volg. Dit vra vir jou, identifiseer dele A en F, en dan by nommer 2, verskaf slegs die letter. Okay, so onthou asseblief, instruksies is belangrik. Verskaf slegs die letter van die deel van die oor, waar die volgende ingevoeg sal word. Grommets by A, en dan by B, 'n cochleaire implanting. Onthou ons die oordefekte behandel. Dan nommer 3 vra, hoe verskil die funksie van dele C en E? As ons kyk, C het ons as hierdie ovaalstruktuur geïdentifiseer en E as die ronde ene. Dan by nommer 4 vra dit, noem die reseptore wat in deel B aangetref word. B het ons geïdentifiseer as die cochlea. En dan 2.5.5 vra, verduidelik die effek op gehoor indien deel D, vir hierdie gedeelte, 'n blokkasie sal hê. Wat sal met gehoor gebeur? Goed, jy het 10 minute. Goed, vir jou eerste antwoord, as ons by A het ons som geïdentifiseer dat die halfsirkelvormige kanale is, en dan vir F het ons beslis gesê dit is die tympanum. Jy mag sê tympaniese membraan, ek sou wegbly van die woord trommelvlies of oordrom. Ok, dan moet jy sê, waar sou ons 'n grommet insit? Dit is natuurlik dan deel F. Onthou dat 'n grommet hier in die binnekant van die tympanum ingesit word. En dan B, vra waar sit 'n cochleaire implanting? Dit sal dan natuurlik wees B, wat hier in die cochlea plaasvind. By vraag 2.5.3 vra dit, hoe verskil die funksie van dele C en E? Nou C het ons gesê is die ovaalvenster en E die ronde venster. So, die ovaalvenster dra 'n drukgolf oor na jou binneoor. Dit ontvang vibrasies vanaf jou ossicles, en die ronde venster ontvang drukgolwe vanaf jou binneoor, of dit dra drukgolwe oor na die middeloor of jou Eustachius buis. By 2.5.4 vra dit, noem die reseptore wat in deel B gevind word, en dit is dan natuurlik die orgaan van Corti. 2.5.5 het gevra, verduidelik die effek indien daar 'n blokkasie in hierdie gedeelte D sou voorkom. Kom ons leer. Nommer 1, lig sal nie uit die middeloor uit beweeg nie. Onthou dat hy lig uitlaag om die druk te stabiliseer. So dit gaan nie plaasvind nie. Lig sal nie in of uit die middeloor uit beweeg nie, om druk gelyk aan beide kante van die trommelvlies te maak nie.
Die trommelvlies of die ossicles sal nie vrylik kan vibreer nie. Dit kan daartoe lei dat die tympanum bars. En dit kan tot gehoorverlies of doofheid lei. Enige 4 van daai, 1 punt elk. Dan kom ons by ons tweede onderwerp van vraestel 1. Dit is dan natuurlik menslike voortplanting. Nou in hierdie onderwerp gaan ons na verskeie onderliggende onderwerpe kyk, subonderwerpe. Hierdie onderwerp tel dan 41 punte. Eerstens gaan ons kyk na die vroulike voortplantingsstelsel, diagramme, hoe om dit te identifiseer, die verskillende dele van die vroulike voortplantingsstelsel en dan die funksies van daardie dele. Ons gaan nou kyk na die diagram van die ovum. Dan beweeg ons aan na die manlike voortplantingsstelsel. So hier gaan ons kyk na die diagram, vooraansig, kantansig, sowel as byskrifte en funksies van hierdie verskillende dele, en dan ook 'n diagram van die sperm. Ons gaan so vinnig loer na puberteit, omdat dit die periode is waar veranderlinge in die liggaam van seuns en meisies plaasvind, en ons gaan die hormone noem wat hier 'n invloed het. Dan beweeg ons aan na die menstruele siklus. Nou, ek weet dat hierdie 'n kopseer is waarmee baie van ons vashaak. Ons gaan loer na wat die gebeure in die menstruele siklus is, waar dit in die ovarium of in die vroulike voortplantingsstelsel plaasvind, as ook die hormonale beheer van hierdie siklus. So die 4 hormone wat 'n rol speel in die beheer van hierdie siklus, FSH, LH, progesteroon en estrogen. En dan na dit gaan ons kyk dat as swangerskap wel plaasvind, as bevrugting wel plaasvind, wat is die ontwikkeling van hierdie fetus? Ons gaan kyk vanaf die embrio, vanaf implanting tot en met geboorte. Okay, nou eerstens gaan ons kyk na die manlike voortplantingsstelsel. Onthou dat jy hierdie diagram van die kant, sowel as 'n vooraansig kan identifiseer. Nou die verskillende dele hier is sigbaar. Onthou dat die bykomende kliere hierso. Ons hulle onder een funksie skeer. So as jy praat van vloeistof wat skei vloeistof af wat voedingsstofryk is om spermselle mee te voed, om sure van urine te neutraliseer, beweeglikheid te bevorder. Dit val onder al 3 hierdie bykomstige kliere. Okay. Dan het ons natuurlik ons skrotum, waarin die testis gehuisves word, en dan die testis self wat spermselle produseer deur meiose. Aan die bokant van die testis het ons dan die epididymis, waar spermselle tydelik gestoor word tot en met rypwording. En dan het ons die vas deferens, nou onthou dat wanneer spermselle vrygestel word, dit deur die vas deferens beweeg en dan die uretra bereik. Nou die uretra is die gang waardeur urine sowel as spermselle die penis verlaat. Onthou, die manlike voortplantingsstelsel bestaan dan uit 'n paar testis en 'n skrotum, die epididymis, vas deferens en die uretra, en dan die bykomstige kliere soos genoem, seminale vesicles, die prostaat en die klier van Cowper. Die penis is dan die laaste. Nou, vinnig net so na die funksies weer van hierdie kyk. Die terme wat baie dieselfde klink, maar wat verskillende betekenisse het waarvoor jy moet oppas, is dan die epididymis en die epidermis. Dit klink nonsens, maar mens maak foute, so wees rustig en lees mooi en dink mooi. Die ander een is ook natuurlik die uretra en die ureter. Nou, die gedeeltes en hulle funksies is dan as volg. Ons het eerstens die testis. Nou, ons het gesê sy struktuur is ovaalvormig, so hy is ronderig, wat in die skrotum hang. Hy is buite die liggaam en onthou daar's 'n rede daarvoor. Nou, die funksie van die testis is die vervaardiging van spermselle, maar dan ook baie belangrik, die vervaardiging van testosteroon. Hulle word gehuisves in die skrotum, die tweede gedeelte. Dit is 'n dun velsak wat die testis omring. Dit het ook 'n spierlaag binne. Die funksie van hulle is dit beskerm die testis buite die liggaam teen temperatuur wat te hoog of te laag is. So deur termoregulering word spermselle altyd teen 'n temperatuur van 2 grade laer as liggaamstemperatuur gehuisves. Dan kyk ons na die epididymis. Nou, die epididymis kom bo op die testis voor. So dit is 'n gekromde buis
aan die buitekant van die testis, binne in die skrotum. As jy op hierdie klein sketsie kan sien, daar is die epididymis geleë. So dit is die tydelike stoorplek of bergplek van spermatiede totdat hulle volwassenheid bereik. Aaneenlopend met hierdie kry ons die vas deferens. Dit is 'n gespierde buis wat loop vanaf jou epididymis deur na jou uretra en dit vervoer spermselle dan van die epididymis na die uretra. Onthou belangrik, dit is ook hier waar 'n vasektomie plaasvind wanneer mans vir sterilisasie gaan. Volgende het ons die uretra. So dis 'n buis wat deur die penis loop en hy vervoer urine sowel as spermselle na die buitekant van die liggaam. Hierdie diagram is dit hier geleë. Belangrike kliere in die manlike voortplantingsstelsel, die prostaatklier, is 'n klier wat onder die blaas aangetref word, min of meer waar die uretra begin, en dit produseer voedingsstofryke vloeistof wat energie aan spermselle voorsien. Die volgende klier is dan die klier van Kelper. Dit is daai klein veeragtige uitsteekseltjies wat jy daar kan waarneem. So dit word onder die prostaatklier aangetref. En dit produseer mucus wat help met die beweeglikheid van sperma. En dan laastens het ons die seminale vesicles. So die seminale vesicles is kliere wat aan die einde van die vas deferens geheg is. En hulle produseer alkalisiese vloeistof om sure te neutraliseer. Omdat dit sure dodelik is vir spermselle, of skadelik. Nou gaan ons kyk na die bou van die spermsel. Jy moet hierdie diagram kan teken en benoem, so maak seker jy's reg daarvoor in eksamensituasies. Nou die sperm bestaan uit die volgende gedeeltes. Hy het 'n staartgedeelte, 'n middel en 'n kopgedeelte. Kyk bietjie na die funksies daarvan. Aan die voorpunt van die sperm het ons 'n struktuur genaamd die akrosoom. Nou die akrosoom, hier aan die voorkant, bevat dan verteringsensieme wat help om die membraan rondom die ovum te verteer sodat bevrugting kan plaasvind. Sonder die akrosoom sou die sperm nie die ovum kon binnendring nie. Dit is ons akrosoom. Nou bly by die kopgedeelte. In die kopgedeelte het ons natuurlik 'n haploïde nukleus. So die kop bestaan uit 'n nukleus met 22 autosome en dan natuurlik 1 chromosoom. Dit kan of 'n X of 'n Y wees. So onthou ons het gesê hy is haploïd, hy het 22 plus X of Y. Dan ons volgende gedeelte, ons staartgedeelte. Nou jy kan sien dat die staart lank is. So die lang staart help natuurlik met die beweeglikheid van die sperm, sodat hy kan vorentoe beweeg wanneer hy swem. Wanneer jy die skets teken, net 'n nota, onthou asseblief om hom proporsioneel te teken, soos wat jy hier op hierdie diagram sien. Nou in die middel, baie belangrik, kry ons baie groot hoeveelhede mitokondria. En die mitokondria is nodig om energie te voorsien, sodat hierdie stert kan help swem, sodat hierdie struktuur van die spermsel kan voortbeweeg. Nou vir dit het ons natuurlik glikose of voedingsstowwe nodig, en dit weet ons kry ons uit die afskeidings van ons bykomstige kliere. Ek sê weer, gaan leer asseblief om hierdie diagram te teken en te benoem. Ons beweeg dan aan na die vroulike voortplantingsstelsel. Jy moet hierdie stelsel van voor sowel as van die kant af kan identifiseer. As ons vinnig hier sal loer, weet ons dat die vroulike voortplantingsstelsel bestaan uit nommer 1, 'n paar ovariums, so dit het ons hier aan hierdie kante. Dan natuurlik fallopius buise, wat die ovariums aan die uterus verbind. Dan volgende het ons die uterus of die baarmoeder. Ek gaan die baarmoeder gedeelte doortrek, asseblief bly by die biologiese term van uterus. En dan ook 'n vagina of 'n geboortekanaal. Baie interessant, aan die einde van die vagina het ons 'n vulva. Interessant dat hulle in die rekordeksamen in Gauteng hierdie jaar gevra het, bespreek die ligging van die vulva of van die vagina. So maak seker dat as jy vir hierdie diagram kyk, jy presies kan sê of kan bewoord waar hierdie strukture voorkom. Nou vir die benoeming. Okay, so eerstens ons fallopius buise. Hulle verbind die ovariums aan die uterus en dit is dan natuurlik waardeur die ovum vervoer word, as ook die plek van bevrugting. So die ovum
beweeg in die fallopiusbuise op na die uterus toe en as daar spermselle teenwoordig is hier waar bevrugting plaasvind. Dan kry ons die ovariums aan die onderkant, hierdie wolkagtige struktuurtjie hierso. Dit is waar ons ovums geproduseer word deur meiose en dan skei hierdie struktuur progesteroon sowel as estrogen af. Twee belangrike vroulike hormone. Hier aan die onderkant het ons dan natuurlik die vagina. Dit is waar spermselle ontvang word gedurende seksuele omgang en dit dien ook as die geboortekanaal wanneer 'n babatjie of 'n fetus, 'n babatjie gebore word. Nou hierdie struktuurtjie in die middel is dan die uterus. Nou die uterus dra die embrio en die fetus gedurende gestasie. Die woord gestasie is belangrik omdat dit die korrekte term is vir swangerskap in lewenswetenskappe. Aan die binnekant van die uterus, hierdie getande randjie wat jy waarneem. Dit is dan natuurlik bekend as die endometrium. So dit is die binnewand van die uterus. En dit is die plek van implanting en waar die placenta vorm as bevrugting plaasgevind het. Nou, tussen die vagina en die uterus het ons die cervix. So die cervix is die onderste nou gedeelte van die uterus en dit rek tydens geboorte sodat die babatjie daar kan deurgaan. Onthou dat daar ook gedurende swangerskap 'n slijmprop vorm in die cervix om seker te maak dat die amniotiese vloeistof en die fetus binne in die uterus bly. Nou die struktuur van die ovum is baie eenvoudig. Jy moet hom ook kan teken en benoem vir eksamindoeleindes. So hy bestaan uit follikelselle en dan natuurlik 'n kern. So dieselfde as die manlike spermsel het ons definitief 'n haploïde kern. So hy bestaan uit 'n haploïde kern of 'n nukleus wat deur sitoplasma omring is. Maar nou belangrik, hy bevat slegs X-kromosoom. So hy gaan hê 22 chromosome en X-kromosoom. Dan, die nukleus dra die genetiese materiaal van die moeder en die sitoplasma dien as 'n voeding vir 'n toekomstige sigoot as bevrugting dan sou plaasvind. Nou kom ons by die menstruele siklus. So die menstruele siklus bestaan uit die ovariale siklus sowel as die uterale siklus. En dit strek oor 28 dae by 'n gemiddelde persoon. Onthou asseblief dat hierdie kan verander na 21 of selfs 32 dae. Dit verskil. Ons bly op die gemiddelde van 22 dae. Nou, in die menstruele siklus het ons die volgende belangrike hormone. So eerstens het ons die klier wat afskei, FSH en LH wat as die hipofise bekend staan. Jy mag definitief praat van die pituitêre klier. Nou, FSH is die follikelstimulerende hormoon en sy naam sê presies vir jou wat se funksie hy verrig. So die follikelstimulerende hormoon stimuleer die ontwikkeling van 'n follikel. Die volgende een wat vanaf die hipofise kom is dan LH, die luteiniseringshormoon. So wat hy doen, twee goedjies. Hy stimuleer ovulasie, nommer 1, so met ander woorde die vrystelling van 'n ovum, en hy stimuleer die ontwikkeling van die corpus luteum. Dan twee hormone wat deur die ovarium afgeskei word, is dan nou eerstens estrogen. Nou estrogen help met die opbou en die verdikking van die endometrium. En dan tweedens progesteroon. So progesteroon verdik die endometrium verder, maar hy onderhou hom vir enige moontlike implanting. As implanting, ek wil amper al soos 'n stippellyntjie hierso trek. So as implanting of bevrugting en dan implanting wel plaasgevind het, dan gaan die placenta vorm en hy gaan dan verder progesteroon afskei. So hy onderhou dan gestasie deur die dikte van die endometrium, deur die gestasieperiode of tydperk te onderhou. 1, 2, 3, 4, baie belangrike hormone. Ek dink waarmee ons soms sukkel is om te verstaan hoe hulle met mekaar interaksie het. So kom ons kyk as ons dit uiteen stap.
Hier aan die onderkant kan jy dan nou die uterale band waarneem. En hier word dit voorgestel as die uterale siklus. Net bo dit het ons dan die ovariale siklus, waar jy die verandering in die vorm en grootte van die follikel kan waarneem tot waar ovulasie plaasvind en dan natuurlik die vorming van die corpus luteum. En dan die impak wat hierdie hormone het op hierdie twee siklusse. Nou, aan die begin in die uterale siklus kan jy sien dat menstruasie wel plaasvind. Dit word voorgestel deur die bloedband, die endometrium wat afbreek. Okay, so dit sal in die begin dag 1 tot 0 dan tot 7 wees. Jy sal ook sien dat estrogen dan stadig maar seker begin toeneem. En soos wat estrogen toeneem, neem die wand van die endometrium ook toe in dikte. Onthou, estrogen se funksie is om die endometrium op te bou en te verdik. Terselfdertyd wat dit gebeur, word FSH vrygestel. So vir estrogen kan jy kyk na die verandering in die uterale wand, en dan vir FSH kan jy kyk na die verandering in die follikel. So jy sal sien, hoe meer FSH afgeskei word, hoe groter die follikel, of hoe verder en verder ontwikkel hy. Dan tot en met 'n punt rondom of ongeveer dag 14 in die menstruele siklus, wanneer hierdie laaste follikel, wat ons die graafse follikel noem, volwassenheid bereik, word LH gesekreteer. En LH veroorsaak dan dat die graafse follikel bars en die ovum vrystel. So hier het ons dan natuurlik ovulasie. Trappie. Dan, nadat ovulasie plaasgevind het, die eerste funksie van LH, weet ons dat hy dan ook die vorming van die corpus luteum stimuleer. Nadat die graafse follikel gebars het, die graafse follikel skei dan nou estrogen af. So, sodra hy gebars het, sal jy sien dat estrogen skielik afneem. Onthou die struktuur wat dit produseer bestaan nie meer nie. So nou neem die estrogen vlakke baie af. Om te verhoed dat die wand uitgeskei word, neem progesteroon nou oor in die onderhoud van die dikte van die endometriumwand. En progesteroon word dan nou afgeskei deur die corpus luteum. So hier het ons estrogen wat afgeskei word, en vanaf hier is dit progesteroon. So hierdie hormone werk saam om te verseker dat die endometriumwand wel opbou. Kom ons leer na 'n eksamenvoorbeeld. 2.4, hierdie diagram verteenwoordig die menstruele siklus. As jy hierna kyk, lyk dit verskriklik deurmekaar. Maar kom ons vat net eers uit en kyk na wat sien ons. So heel bo het ons dae, 1 tot 7, 8 tot 13, 14, 15 tot 20 en 21 tot 28. Ek dink, om jouself te oriënteer, kyk heel eers na jou uteruswand. In so 'n situasie sal hy altyd as volg voorgestel word. So ons weet dan dus dat siklus B na die uterale siklus verwys. Jy weet ook dat follicles en corpus luteums ensovoorts 'n ronde struktuur het. So siklus A verwys dan na jou ovariale siklus. So dit wat dan oorbly tussenin hormoon 1, 2, 3 en 4 is dan bietjie makliker om te identifiseer, omdat dit so volgens dae vir jou uitgelê word. So by 1.4.1 vra dit, identifiseer die proses X sowel as proses Y. Kom ons kyk, waar is proses X? So proses X verwys na hierdie gedeelte in die siklus. Ons het gesê ons dink siklus B, of ons sê siklus B is die uterale siklus, gedurende dag 1 tot 7. Okay, ons het in die vorige skyk gepraat oor wat daar gebeur. Soos jy kan sien, word hy kleiner. Dis jou wenk. Dan proses Y. Proses Y word vir ons by dag 14 aangedui, en deur na daai sketsie te kyk, behoort jy dit te kan identifiseer. Dan vra hy by nommer 2, benoem hormoon 2 en hormoon 4. Okay, ons sien dat hormoon 2 van die pituitêre klier of die hypofise afkom, en dat dit 'n invloed het in die graafse follikel wat bars. En dan hormoon 4 word dan nou afgeskei deur
die corpus luteum wat hier gevorm is, en hormoon 4 het 'n verdere invloed op die dikte van die endometrium. En dan laastens vra hy benoem siklus A en B. Nou dit het ons reeds gedoen. Vat bietjie tyd, dink jy aan, kom ons kyk na die volgende. By nommer 4 vra hy, identifiseer die orgaan waarin siklus A plaasvind. Nou siklus A het ons gesê, okay. En dan 1.4.5 benoem struktuur C en E. Nou C verwys dan na daai struktuurtjie wat jy daar waarneem op die skets, en struktuur E na hierdie hele gedeelte, eintlik die hele gedeelte in siklus B. Goed. Kom ons kyk na die antwoorde. By vraag 1.4.1, die prosesse word dan as volg geïdentifiseer. Ons eerste proses, menstruasie. Well done, want jy kan sien dat die dikte van die endometrium afneem. Dit beteken dat daai ou bloedwand uitgeskei word. Dis nie ons gunsteling tyd nie. Dan definitief by Y sien ons dat hier 'n struktuur is wat bars en 'n ander struktuurtjie vrylaat. Omdat jy besig is met menstruasie, kan jy net sê dat dit ovulasie is. By 1.4.2 het hulle gevra, benoem hormoon 2. Dit is beslis LH, omdat dit lei na die bars van daai follikel. Hormoon 4 is dan progesteroon. Progesteroon word dan deur die corpus luteum afgeskei om die verdere verdikking van die endometrium te stimuleer. Dan by 3, iets wat ons reeds al gedoen het ons gevra benoem siklus A, wat die ovariale siklus is, en dan siklus B, wat die uterale siklus is. Ek hoop jy het 100% gekry. By nommer 4 sê dit, identifiseer die orgaan waarin siklus A plaasvind. Nou ons weet dat dit die ovarium is. Mooi. En dan laastens, nommer 5, benoem die struktuur C, soos ons kan sien die struktuur wat hier vrygestel word, is dan natuurlik die ovum, en dan struktuur E, hierdie hele struktuur, die endometrium. Nou wanneer daar bevrugting plaasvind, dan het ons die vorming van 'n sigoot, dit lei na implantasie, en dan kom ons na gestasie, wat 40 weke termyn is in die mens. So, wanneer 'n sperm met spiraalbewegings na die ovum in die fallopius buis swem, sal die kop van die spermsel penetreer om die ovum binne te dring. Onthou dat die kop van die spermsel daai ensieme bevat in die akrosoom om die ovummembraan te verteer. Dan verloor die spermsel sy stert en slegs die kop gaan die ovum binne. Daar kan jy op daai diagram kan jy waarneem. Nou die ontwikkeling van die sigoot en implanting. Die sigoot ondergaan mitose eerstens om 'n morula te vorm. Op hierdie onderste strukture kan mens dit mooi waarneem. So tussen sigoot en morula is daar definitief nog selfverdelingsstadiums, maar jy hoef slegs te weet sigoot na morula. En wat tussenin plaasvind is mitose. Dan 'n morula is 'n balletjie selle. Dit is slegs 'n balletjie selle. Dan gaan verdere mitose lei na die vorming van 'n hol balletjie selle, wat ons die blastula noem, of die blastocyst. Jy kan die verskil in hierdie duidelik sien as jy kyk na die holte wat binne gevind word, wat met vloeistof gevul is. Dit is belangrik om tussen die morula en die blastocyst se struktuur te kan onderskei. Dan die blastocyst beweeg langs die fallopius buis af, totdat dit by die endometrium kom waar implanting plaasvind. Op hierdie skets word dit vir jou baie mooi aangedui. En dan wanneer die blastocyst in die endometrium implant, gaan verdere mitose natuurlik lei na die ontwikkeling of die groei van 'n fetus. Die volgende eksamenvoorbeeld kom uit Prossel 1 van November 2023. So, nommer 1, identifiseer struktuur B, D en E. Eerstens, kom ons kyk na ons prentjie. So hier kan ons sien, hier is 'n paar strukture. Struktuur A verwys na hierdie hele skets as 'n geheel. Dan struktuur H
So ek sê is definitief die nucleus. Stem mee saam. Jy kan sien dat ons spermselle rondom hierdie ovumsel is. So struktuur B, wat sou jy sê as een van daai spermselle hier binne dring en bevrugting vind plaas? Na wat lei dit? Dink bietjie daaraan. Struktuur D en E het ons dan op die vorige skets geïdentifiseer en ek het vir jou gesê, wees seker dat jy onderskei tussen die twee. Want struktuur E het daai vloeistofgevulde ruimte anders is as D. So identifiseer dan B, D en E en dan noem die proses wat by A plaasvind, so wat is besig om daar te gebeur. Dan B, noem die binnewand van die uterus waar struktuur E gaan implant. Vraag 3 vra, noem die tipe seldeling wat by C plaasvind. So jy hoef nie daai struktuur te benoem nie, jy moet die seldeling benoem. En dan by nommer 4, hoeveel kromosome word normaalweg in H aangetref? By nommer 5, identifiseer die ekstra embrioniese membraan G. So hierdie is natuurlik nou nadat ontwikkeling, nadat implanting plaasgevind het, en dan die membrane wat rondom daai groeiende fetus vorm. Jy het 10 minute. Kom ons kyk hoe het jy gevaar. So, identifiseer struktuur B is definitief 'n sigoot. Onthou ons het gesê hierdie lyk vir ons soos bevrugting. So die struktuur wat daarna dit vorm is dan sigoot. Dan by D is dit 'n morula. Onthou dis 'n balletjie selle. Geen gapings, dis net 'n balletjie selle. E is dan natuurlik die blastocyst, omdat dit die vloeistofgevulde holte aan die binnekant het. Dan nommer 2 het ons gevra noem die proses wat by A plaasvind. Weereens, jy kan sien dat spermselle besig is om deur te dring, so daai is bevrugting. En dan die binnewand van die uterus waar E gaan implant, dit is onbekend as die endometrium. Ons volgende vraag het gesê die tipe seldeling by C. Ons weet dat B die sigote is en D die morula. So tussenin die groei wat hier plaasvind, is dan as gevolg van mitose. En dan die hoeveelheid kromosome in gedeelte H is dan definitief 23. Die laaste een, vraag 5, identifiseer die ekstra embrioniese membraan G. Okay, so hy vra dit, want hy is hier aan die buitekant rondom die groeiende fetus, en dit staan bekend as die chorion. Kom ons kyk na die ontwikkeling van die fetus in die uterus. Die prentjie wys baie mooi hoe dit geleë is, alhoewel onthou dat die placenta aan die kante van die uterus geheg ook geheg kan wees. So, na implantering vorm die embryo ekstra embrioniese membrane. Die amnion met amniotiese vloeistof, die chorion wat die heel buitenste membraan is, vorm vingeragtige uitsteeksels in die endometrium wat ons chorioniese villi noem. Dan, daai chorioniese villi ontwikkel vanuit die chorion membraan. Dit word later aan bloedvatryk en dan ondergaan dit nog veranderinge om dan finaal vir ons 'n placenta te vorm. Kom ons gaan na die verskillende strukture. Belangrik, die placenta. Jy moet hom kan identifiseer en dan sy funksies kan gee. So, hy laat gaswisseling toe tussen die moeder en die fetus. Hy voorsien voedingsstowwe aan die fetus en hy skei progesteroon af gedurende die hele tydperk. Dan het ons die chorion, die buitenste extraembrioniese membraan. So hy vorm die chorioniese villi wat deel vorm van die placenta. Die amnion, wat dan binneste membraan is, skei amniotiese vloeistof af en beskerm die fetus. Die amniotiese vloeistof is baie belangrik. Die funksie is, hy dien as 'n skokabsorbeerder en dan beskerm hy ook die fetus teen temperatuurveranderinge. Aan die bokant by die placenta, die chorioniese villi, het verseker maksimum kontak met die moeder se bloed, omdat dit kapillêre netwerke vorm, waar hierdie vate in noue aanraking met mekaar kom. En dan vorm dit ook deel van die placenta. Dan het ons natuurlik die naalstring.
Nou onthou dat die naaldstring arteries CO2 en metabooliese afval na die placenta dra en dat die naaldstring vene suurstof en voedingsstowwe na die placenta dra. Ekskuus tog, aan die placenta dra en na die placenta dra. Kom ons kyk na die volgende voorbeeld. Kyk na die diagram, benoem die verskillende gedeeltes. So ons sal definitief sê A verwys na die amnion, stem mee saam, en dan B verwys na die amniotiese vloeistof. Ek gaan net sê amniovloeistof. C, die struktuur wat die fetus aan die wand verbind, is dan ons naaldstring. En D verwys na daardie orgaan wat jy waarneem, dit is dan natuurlik die placenta. Ons kyk na die vragies. So die vraag vra identifiseer deel A en C, en dan vraag 2, noem 2 funksies van vloeistof B. So nou weet ons byskrif is korrek, né? Nommer 3 vraag, noem 1 stelsel in die baba se liggaam wat die funksie van deel D kan oorneem na geboorte. Okay, so daar moet jy nou mooi dink, wat doen die placenta alles vir die groeiende fetus? En dan nommer 4, verduidelik 1 negatiewe impak van op die fetale ontwikkeling, indien deel D aansienlik sou verklein. Okay, so as die placenta te klein is, hoe sou dit hierdie groeiende fetus impakteer? Kom ons kyk na jou antwoorde. So dan by nommer 1, moes jy identifiseer A, het ons gesê, is die amnion. Jy kon ook gesê die chorion. Dan C verwys dan na die naaldstring. Die 2 funksies van die amniotiese vloeistof is dan nommer 1, 'n skokabsorbeerder, of dit beskerm die embrio of die fetus teen skok, en dit beskerm die fetus teen uitdroging. Ook dit beskerm die fetus teen temperatuurveranderinge, en dit laat die fetus toe om vrylik te kan rondbeweeg. Merk slegs die eerste 2, en onthou wat ek altyd sê, maak seker dat jy die regte antwoorde skryf. Merk slegs die eerste 2. Dan ons derde vraag, die stelsel wat die funksie van die placenta dan nou gedeelte D gaan oorneem. Een van hulle kan definitief wees die gaswisselingsstelsel, omdat uithuiling van gasse tussen moeder en fetus hier plaasvind. En dan ook die uitskeidingsstelsel, want dit is hoe die fetus ontslae raak van sy metabooliese afval. En dan ook natuurlik die spysverteringsstelsel. Dit is hoe die fetus sy voedingsstowwe. Vraag 4 vra verduidelik 1 negatiewe impak op fetale ontwikkeling indien die placenta verklein is. Okay, nou jy sien nou hoe belangrik die placenta is, so hoe gaan dit die fetus negatief impakteer? Nou dit kan jy dan sê as volg, dit gaan minder vloeistowwe toelaat, voedingsstowwe toelaat om die fetus te bereik, en dit gaan 'n laer geboortemassa tot gevolg hê. So jy gaan 'n fetus hê wat tot geboorte kom, wat kleiner is as wat 'n fetus sou wees met 'n normale grootte placenta. Dit bring ons dan nou by ons onderwerp van die endokriene stelsel. Onthou dat hierdie stelsel in beheer is van jou hormone en die hormonale beheer in jou lyf. So hier sien ons die verskillende kliere. Eerstens het ons die hypothalamus wat dan ADH, die antidiuretiese hormoon, afskei. Bly in die brein het ons die pituitêre klier of die hipofise. In hierdie geval kyk ons na die afskeiding van GH, wat die groeihormoon is, of TSH, wat die tiroïed stimulerende hormoon is. Net onder dit kry ons dan die tiroïedklier, of soos ons hom in Afrikaans ken, die skildklier. Nou hierdie klier skei dan tiroksien af. Belangrik om te onthou dat hierdie twee in wisselwerking met mekaar werk. Ook dan nou op ons niere het ons 'n struktuur genaamd die adrenale klier. Die adrenale klier skei dan nou aldosteroon sowel as adrenalien af. Ons pankreas is dan verantwoordelik vir die afskeiding van glikagon en insulien. En dan ons ovarium, wat slegs in vroulike individue gevind word, skei estrogen en progesteroon af, en dan die testis, wat in manlike individue gevind word, skei testosteroon af. Ons het reeds die funksies van hierdie hormoon gedoen. Vinnige eksamen voorbeeld, by 1.5 hierdie diagram verteenwoordig sommige strukture
wat by homeostase in die menslike liggaam betrokke is. Onthou, homeostase is die handhawing van 'n konstante interne omgewing ten spyte van eksterne veranderinge. Jy moet daai definisie net so uit jou kop uit ken. Nou, kom ons kyk gou na die strukture. Struktuur A, sal jy sommer stem as ek sê, dit is die pituitare klier. Dan struktuur B, omdat hier staan vel, gaan ons moet aanneem dat daai bloedvate is. Ons kan sê daai is kapillare vate. Dan struktuur C, hierdie slangagtige struktuurtjie, is definitief 'n sweetklier. Struktuur D is dan hierdie blaaragtige orgaan onder jou maag geleë. Dit weet ons is die pankreas. Struktuur E is definitief ons nier en dan boop hom het ons gesê, tref ons aan die adrenale klier. Nou, nadat jy dit vir jouself geïdentifiseer het, kom ons gaan kyk gou na die vraag. 1.5.1 vraag skryf slegs die letters neer van die dele wat slegs as endokriene kliere dien. Nou moet jy onthou, ons kry exo en endo, hierdie vraag slegs endo. En nommer 2 vraag, gee die letter en die naam. Onthou asseblief, moenie vir jouself punte hier verloor nie. So gee die letter en die naam van dele vir die regulering van liggaamstemperatuur verantwoordelik is. Nommer 3 vraag, noem die volgende in verband met die regulering van waterinhoud in die bloed. Die hormoon wat deur deel A afgeskei word. En dan teikenorgaan E, wat die nier is. Kom ons kyk hoe jy gevaar. By 1.5.1, die letters wat jy moes neerskryf van endokriene kliere, is definitief klier A wat die hypofise is, en dan nou F wat die adrenale klier is. Onthou dat endokriene kliere hulle afskeiing direk in die bloedstroom stort. Dan die letters en name van die liggaamstemperatuurregulering is dan B, die kapillare vate, soos ons hulle geïdentifiseer het, en C, die sweetkliere. Weereens, ek hoop jy die letters sowel as die naam hier aangebring. Nommer 3 het gevra die hormoon wat deur klier A afgeskei is. Onthou klier A is dan ons hypofise en dit gaan oor die waterinhoud. Dit is beslis ADH. Jy kan van die afkorting gebruik maak. Dan die teikenorgaan by E, ons almal ken hierdie prentjie uit ons koppe uit, dit is dan definitief die nier. Dan kom ons by planthormone. Nou planthormone is 'n klein gedeelte in terme van punte van jou eksamenvraestel. Maar die eksperimente rondom planthormone is regtig soms baie ingewikkeld. So kom ons loer sommer net vinnig na 'n eksamenvoorbeeld. 3.5 sê 'n ondersoek is uitgevoer om die effek van auksine op tropismes by plante vas te stel. So nou weet ons auksine, die hormoon waarmee ons hier te doen het. So die ondersoek is as volg uitgevoer. 12 plante van dieselfde spesies, en ek het al van tevore vir jou genoem merk vir jou, is in 3 groepe, groep A, groep B en groep C van 4 plante elk verdeel. Al die plante is tydens die ondersoek vir 72 uur in die donker gehou. En nou is al verskillende goed met die 3 groepe gedoen. So eerstens, die groeipunte van groep A het geen behandeling ontvang nie, so niks het daar verander nie. Die groeipunte van groep B is afgesny en vervang met auksienbevattende agar. En dan groep C is die groeipunte ook van afgesny, maar slegs skoon agar is op hierdie punte geplaas. Belangrik, as ons kom by geldigheid van 'n ondersoek, dieselfde spesies, 3 groepe, 72 uur. Nou, die diagram hieronder toon hoe die groeipunte van al 3 groepe behandel is. Nou, ons het gesê, groep A geen behandeling ontvang nie, groep B het agar auksine ontvang en groep C se punte het skoon agar ontvang, anderswoorde geen auksine nie. Groep A geen behandeling, groep B afgesny en vervang met auksienbevattende agar en groep C skoon agar op die punte geplaas. Nou, in die volgende voorbeeld, by A vra dit vir die
onafhanklike veranderlike. So gaan loer weer na die doel van hierdie eksperiment. En dan B, 2 veranderlikes wat gecontroleer is. Nou daai goedjies wat ons gehighlight het. Dan gee die verwagte resultate, met ander woorde, hoe sou die groeipatroon lyk in groep A en in groep C. En dan nommer 3, hoe is die betroubaarheid van hierdie ondersoek verseker? Oukies, nou dis belangrik om met betroubaarheid nie 'n generiese antwoord te gee nie, maar om direk te gaan kyk na die hoeveelheid plante wat hulle gebruik het, so die monstergrootte. So in plaas van om net te sê vergroot die steekproef, noem die spesifieke getal van hoeveel gebruik is. Onthou hier praat ons van past tense, verlede tyd. Okay, dan nommer 4, die stingels van die plante in groep B het na 72 uur na die regterkant toe gebruik. Verduidelik hoekom. Alright, kom ons kyk hoe jy gevaar. So by A, die onafhanklike veranderlike, as ons die doel hiervan gaan analiseer, hierso het ek vir die doel gegee. 'n Ondersoek is uitgevoer om die effek van auksine op tropisme by plante vas te stel. So dan is jou onafhanklike veranderlike definitief auksine. Okay. Om dit te identifiseer uit 'n doellyn, sal hierdie eerste gedeelte jou afhanklike wees en die tweede gedeelte, onafhanklike tog, en die tweede gedeelte jou afhanklike. Die 2 veranderlikes wat jy gecontroleerd gehou het, is dan as volg. Hier het ek weer vir jou insetsel ingesit, tog. So die eerste is dieselfde spesies van die plant, en dan ook die ligblootstelling, die hoeveelheid lig wat hulle ontvang het. Jy kan ook gesê het, die tydsduur wat hulle in die donker gehou is. Merk slegs die eerste 2, belangrik. Nou, by nommer 2, gee die verwagte resultate van plantgroep A. So in plantgroep A het jy niks verander nie. So hoe sou daai stingelgroei gewees het? Eenvoudig, die stingel sou reguit opwaarts gegroei het. In plantgroep C alhoewel is die auksienpunte verwyder en die skoon agar is op hierdie plant geplaas. Wat het jy gesê wat sal hier plaasvind? Geen opwaartse groei sal plaasvind nie. Geen auksiene, geen stingelpunt, geen agar met auksiene. Dan nommer 3, hoe is die betroubaarheid verseker? So in die verlede, wat het hulle gedoen om te verseker? Nou onthou wat ek gesê het, spesifieke antwoorde. So, 4 plante is in elke groep gebruik. Hierdie is weer 'n voorbeeld van 'n all or nothing, of 'n alles of niks punt. Ekskuus, hier die antwoord nou hier ingeglip. Hy sê, as die groeipunt afgesny word, en geen auksiene is teruggeplaas nie, gaan dit beslis lei na die ontwikkeling van sytakke. As jy dink aan ons tuine het ons mos baie van ons hierdie hedges wat ons plant. Nou, ons versorg dat daai hedges verdik deur om die groeipunte wat die auksiene bevat af te sny. So die laterale ontwikkeling van takke vind dan plaas. Sytakke. Dan nommer 4 het gevra, die stingel van plantgroep B het na 72 uur regs gebuig. Okay. Hoekom het dit gebeur? Verduidelik hierdie resultate. So ons weet dat plantgroep B het die agar met die auksiene ontvang. Okay, so die auksiene doen wat auksiene doen. Die auksiene sal na die linkerkant van die plant beweeg, van die stingel tegendeer. Onthou die lig of die son is aan die regterkant. So die auksiene diffundeer na die linkerkant van die stingel. En 'n hoër konsentrasie auksiene aan die linkerkant van die stingel gaan veroorsaak dat aan daardie kant meer selverlenging en selgroei plaasvind. Dit veroorsaak dan dat die stingel na die regterkant toe buig, omdat daar minder groei aan die regterkant plaasvind. So jy gaan hier reaksie waarneem, as gevolg van 'n auksien teenwoordigheid. Dan as dit kom by voorplantingsstrategieë in diere, asseblief gaan onderskei tussen hierdie terme. Hierdie hele hoofstuk bestaan eintlik maar net uit 'n klomp hoeveelhede terme uit. So hierdie kan jy uit jou kop uit gaan leer en dan gaan oefen om dit toe te pas in verskeie situasies. Onthou dat die verskillende voorplantingsstrategieë wat ons in diere aantref dan 'n oviparie is, wat met eiers te doen het,
Gewoonlik hier kan jy dink aan voëls, 'n viviparie wat inwendige bevrugting is wat lewendige geboorte tot gevolg het, en dan ovoviviparie wat 'n mengsel is van al twee. So jy het inwendige bevrugting en jy het die teenwoordigheid van 'n eier. Dan ons voorbeelde is dan die amniotiese eier. Maak seker dat jy hierdie strukture binne-in kan identifiseer as ook die funksies van hulle kan gee. Die dop dien dan definitief as beskerming. Die albumien bevat voedselreserwes vir die ontwikkelde embrio aan die binnekant en dit versamel afval vir gaswisseling. Dan het ons die allantoos wat vir gaswisseling verantwoordelik is, en dan die amnion vervaardig amniotiese vloeistof wat dien as 'n skokabsorbeerder wat beskerm teen meganiese beserings, temperatuurveranderinge en dehydrasie. Gaan kyk ook asseblief na die verskil tussen altricieel en prekosiaal. Altriciële ontwikkeling is soos 'n mensbabietjie. Ek gaan sommer hier skryf mens, want ons is heeltemal afhanklik van ons ouers wanneer ons gebore word. Altricieel is 2 oogies, kaal liggaam, kan nie self voed nie, kan nie self beweeg nie. Prekosiaal of jong selfstandig is wanneer dink aan 'n eentjie soos in die prentjie uitbroei en dadelik kan loop en agter sy mamma aanhardloop. Die volgende eksamenvoorbeeld gaan oor aasvoëls. So by 3.1, aasvoëls is predatore wat op die vleis van dooie diere voed. So 'n vroulike aasvoël lê slegs 1 tot 2, dit is baie min, bevrugte eiers, wat dan tydens inkubasie deur beide ouers, so het jy albei ouers, beskerm word. Inkubasie vind plaas vanaf die eier gelê is totdat dit uitbroei. Aasvoëls se inkubasietydperk is kort, dit is slegs 32 tot 45 dae. Hierdie kort tydperk is tipies van voëls wat altricieel onthou, heeltemal afhanklik, ontwikkeling toon. Nadat die eiers uitgebroei het, voer die ouers die jong kuikens soveel as 20 keer 'n dag. Onthou wat ek gesê het, belangrik is, hierdie voëls word die hele tyd gevoer. Nou, kyk na die volgende vraag. Vraag 1 vraag gee een rede in die gedeelte waarom aasvoëls A as ovipaar beskou word en B 'n hoë oorlewingskoers het, al word slegs net 'n paar eiers gelê. Nommer 2 vraag hoekom bevrugting by aasvoëls inwendig plaasvind, of dit vind inwendig plaas, noem 2 voordele hiervan. 3 vraag 2 eienskappe van kuikens wat altriciële ontwikkeling toon, onthou heeltemal afhanklik. En dan 4 verduidelik waarom voëls met altriciële ontwikkeling kort inkubasietydperke het. Ek het hier vir jou insetsels gegee om jou te help. Jy het 10 minute. Vraag 3.1 en dan gevra, hoekom is hulle ovipaar? Want hulle lê eiers. B het dan gesê, hoe behoort hulle so 'n hoë oorlewingskoers? Die eiers word beskerm deur beide die ouers en die jong kuikens word baie gereeld deur die 2 ouers gevoer. 2 het gevra 2 voorbeelde van inwendige voordele van inwendige bevrugting. Dit verhoog die kanse op bevrugting omdat dit binne plaasvind en dan die gamete word beskerm teen predasie en uitdroging. Water word nie as vervoermiddel of as medium benodig nie. En dan minder gamete is gewoonlik nodig. Maar slegs die eerste 2. Vraag 3 noem 2 eienskappe van kuikens wat altricieel is, want ons het gesê baie afhanklik. So jy het ons oë is toe, as hulle uitbroei, kan nie sien nie, hulle liggame het nie dons of vere nie, en hulle is nie in staat om te beweeg nie. Ook, hulle is afhanklik van hulle ouers vir kos. En dan verduidelik waarom altriciële aasvoëls kort inkubasietydperke het. Want die kuikens is nie volledig ontwikkel wanneer hulle uitbroei nie. So met ander woorde, die dooier inhoud is baie min. Baie dankie